'n baie goeie môre vanoggend op hierdie mooi oggend. Vanoggend wil ek gou met julle iets gesels oor wat die Here op my hart gelê het die laaste 2 weke. Dit is iets wat die Here regtig wil hê ek daar buite moet kry. En dit sluit seker maar aan by die res van die boodskappe wat die Here vir ons wil gee in hierdie laaste dae. So waar ek vanoggend gaan praat is, ek gaan praat oor die doop teenoor die besprinkeling. Die baba besprinkeling, of soos party kerke dit noem, die kinderdoop, of wat ook al jy dit mag noem. So dit gaan oor, kies ek die koninkryk of kies ek kerktradisie? Okay, so kom ons gaan kyk 'n bietjie na al die klas van goed. So in die eerste plek, kom ek gee gou vir julle 'n bietjie inleiding, want hierdie video gaan te lank wees vir een video, so dit gaan 'n paar dele opgebreek word. So, maar kom ek gee gou vir jou die uitleg van wat ons gaan bespreek in hierdie gedeeltes in hierdie video. Die eerste ding wat ons moet verstaan is, word ons met sonde gebore en ontvang, of word ons in sonde gebore en ontvang? So dis nommer 1. Nommer 2 wat ons nog gaan kyk is, wat was die boom wat in die middel van die tuin was, wat die mens glad nie mag van geëet het nie, né? En dan nommer 3 gaan ons kyk, wie het sonde en wanneer kom sonde? Dan gaan ons kyk nommer 4 na die doop van die Bybel, want dit is ons enigste maatstaf, dis die goue roede wat ons het, né? Is die woord van die lewende God. Dis al wat ons nodig het, né? En die Heilige Gees op daardie woord om ons die openbaring te gee en om ons te lei daarin, in al die waarheid, né? Dan gaan ons kyk na kerktradisies of koninkryk. Dan die doop en die eerste opstanding, met ander woorde, moet ek gedoop word volgens die woord van die lewende God en die doop van Jesus Christus om in die eerste opstanding op te staan. Dan gaan ons kyk bietjie na die besprinkeling of die seën van kinders. En nommer 8, is dit net glo en bely, of is daar meer agter daardie woord? En nommer 9, die laaste gedeelte van hierdie video, gaan ons kyk na daardie misdadiger wat langs Jesus aan die kruis gehang het, en wat presies daar gebeur het, en hoekom vir die Here vir hom kon sê, maar jy gaan saam met my in die paradys wees vandag. So, is reg. So kom ons begin. So die eerste vraag wat ons vir mekaar moet vra is, word ons in sonde gebore en ontvang, of word ons met sonde gebore en ontvang? Want dis 2 heeltemal verskillende filosofieë, né? So met ander woorde, as ek met sonde gebore en ontvang word, dan beteken dit beteken eintlik, die filosofie daar agter is eintlik, van 1 sekonde nadat ek gebore is, het ek sonde, is ek sondig, en is ek 'n sondige mens, en as ek op daardie oomblik van my lewe doodgaan, dan is ek in die ewige hel. Dis wat dit eintlik beteken, die met sonde, né? As ek met sonde gebore en ontvang word, dan beteken dit is van die eerste moment wat ek gebore word, is ek 'n sondige wese, het ek sonde en is ek verwerplik vir God as gevolg van my sonde. Met ander woorde, daar's iets in my DNA, daar's iets in my menswees wat verwerplik is vir God, wat sonde is, wat sondig is en wat sonde het. So die probleem daarmee natuurlik dan is, as ek met sonde gebore en ontvang word, dan beteken dit 1 sekonde nadat ek gebore is, het ek onmiddellike verlosser nodig. En as ek sterf binne daardie 1 sekonde of 10 sekondes of 1 minuut of 1 uur of 1 dag of 1 week nadat ek gebore is sonder 'n verlosser, dan beteken dit tog ek is verlore forever and 10 days, né? So met ander woorde, wat ons dan vir mekaar moet sê is, as ek met sonde gebore en ontvang word, né? Daardie oomblik as ek gebore word, is ek verdoem tot die ewige hel, sonder dat ek 'n keuse gehad het, sonder dat ek 'n besluit gehad het, sonder dat ek 'n sê gehad het, in my ewige lewe, né? So ek het absoluut nog niks gedoen nie, en dan is ek onmiddellik sondig, en ek verdien die ewige dood, né? Die feit dat ek bestaan, slegs die feit dat ek bestaan, beteken dat ek 'n sondige wese is. Okay. So, dan wil ek amper sê, as dit die filosofie is waaronder ons lewe, as dit die filosofie is dat ek met sonde gebore en ontvang word, dan wil ek vir jou sê,
Binne 10 sekondes nadat jy gebore is, het jy die doop nodig, of jy het iets nodig om jou uit die ewige verdoemenis uit te hou, né? Want ons het nou gesien, as ek met sonde gebore en ontvang word, binne daardie eerste sekonde wat ek gebore is ek dan sondig. Okay. So as die besprinkeling die doel het om my te red, as die baba besprinkeling op 3 maande of die kinderdoop soos party synodes of kerke dit noem, dan beteken dit ek moenie hulle moenie wag tot 3 maande dat ek gedoop of besprinkel word of wat ook al nie. Dit beteken ek moet binne 'n minuut, binne die eerste uur moet ek gedoop word. As dit die doel is van die kinderbesprinkeling, as dit die doel is van die kinderdoop, om my in die verbond in te kry, soos die ouens vir jou sal sê, om my in die verbond in te kry, sodat ek nie verlore sal gaan nie. Dan moet ons nie wag vir 3 maande nie, mense. Dan moet ons besprinkel word op die oomblik as ons gebore word, né? So hier's die probleem. Begin jy sien hoe begin ons begin kleitrap as ons eie tradisies en ons eie goed begin oprig, né? So met ander woorde, kom ons gaan kyk eerder wat sê die woord van die lewende God. Kom, want dit is ons maatstaf, dis ons goue maatstaf. Ek gaan met julle praat vanoggend slegs 100% uit die woord van die lewende God uit. Ek het nog geen ander geskrifte gaan kyk, of wat die voorvaders gesê het, of wat die tradisies is, of wat hierdie boek sê, of wat daardie ou daaroor te sê het, of wat die kerkvaders daaroor te sê het. Ek het geen benul wat hulle gesê het nie. Is daar goeie goed wat hulle gesê het? Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Miskien is daar nie. Ek weet nie. Maar ek wil met jou vandag praat slegs uit die woord van die lewende God, né? So kom ons gaan kyk bietjie, het ons sonde as ons gebore word, of word ons in 'n sondige wêreld ingebore? So ons gaan bietjie daarna op Psalm 51 vers 7 toe. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. So ek het 'n bietjie klem gelê op die in daarso, né? So met ander woorde, volgens die woord van die lewende God word ek nie met sonde gebore en ontvang nie. Ek word in sonde gebore en ontvang. Ek word in 'n sondige wêreld ingebore. So met ander woorde, ek persoonlik, wanneer ek gebore word die dag, het ek nie sonde nie. Van my geboorte af het ek nie sonde nie, né? Ek kom in 'n sondige stelsel en ek kom in 'n sondige wêreld in. So as dit dan die maatstaf is wat die woord gebruik, dan wil ek amper vir jou sê, maar hoekom besprinkel of hoekom doop ons dan kinders of babas? Hoekom doen ons dit? Want ek het nie sonde nie. Ek het nie sonde as ek in hierdie wêreld inkom nie. Met ander woorde, wat dit eintlik beteken, onthou, as ek nie sonde het nie, dan beteken dit, daardie baba is outomaties in geregtigheid voor God. En ons gaan nou baie praat oor geregtigheid en wat die woord van geregtigheid presies beteken. Maar dit beteken ek is in geregtigheid met God, ek is reg met God die oomblik wanneer ek gebore word, né? En dit maak nou nie saak of dit 1 sekonde of 1 minuut of 1 dekade nadat ek gebore is nie. Ons gaan nou by die tydperke kom, en so moenie nou stres daaroor nie. So met ander woorde, ek word nie met sonde gebore en ontvang nie. Ek word in sonde gebore en ontvang. Ek het nie sonde as ek gebore word nie. Dit beteken 'n baba, 'n kleuter, 'n kind het nie sonde nie. Hulle is outomaties geregtig voor God. Hulle is outomaties reg met die wet van God. Hulle gaan outomaties is hulle by God in die hemel die oomblik as hulle sou sterf, né? Okay, so kom ons gaan lees verder in Psalm 51. Kom ons gaan daar 'n bietjie terug, dan gaan ons na vers 5 toe. Nou Dawid aan die woord, né? Hy sê, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Met ander woorde, wat sê Dawid vir ons hierso? Dawid sê, nommer 1, hy ken sonde. Hy weet wat sonde is. Nommer 2, hy het die onderskeiding tussen sonde en om reg te doen.
En nommer 3, hy het nou sonde gedoen. So hy weet, hy het sonde. So hy het 'n bewustheid van sonde. So met ander woorde, ek kan net sonde hê. Sonde kan aan my kom begin kleef wanneer ek 'n bewustheid daarvan het. Wanneer ek weet dit is sonde en dit is nie sonde nie. Dit is reg, dit is nie reg nie, dis verkeerd. Dis reg, dis boos, né? Op daardie oomblik het ek sonde, wanneer ek die fakulteite het, wanneer ek die sielsdimensie het, wanneer my siel volwasse genoeg is, my denke, my oordeenkinge, my karakter volwasse genoeg is om te weet wanneer is sonde en wanneer is dit nie sonde nie. En dan het ek 'n bewustheid van daardie sonde. Hierdie goed is baie belangrik, mense. Hierdie goed kom uit die woord van die lewende God uit. So ek word nie outomaties met sonde gebore en ontvang nie. Ek word in sonde gebore en ontvang. In 'n sondige wêreld, in 'n sondige stelsel, maar ek het nie sonde die dag wanneer ek gebore word nie. En ons gaan presies nou sien wanneer begin sonde aan my kleef, né? So met ander woorde, ek kan net sonde hê wanneer my verstand ten volle ontwikkel is, ten volle 'n bewustheid het van om sonde te ken en te erken en dan te weet wanneer ek persoonlik sonde gepleeg het, né? So as dit dan die geval is, dan wil ek jou maar net weer die vraag vra. En mense, ek gaan nie baie op die besprinkeling en die kinderdoop soos die kerke dit, so sekere kerke dit noem, gaan ek nie baie hamer nie. Ek gaan miskien 1% van die totale video gaan ek daarin spandeer, maar ek gaan die vraag vra. So ek wil 99,99% gaan ek oor die woord van God en die doop van Jesus Christus praat. En dan is dit ons goue roede, dis ons goue maatstaf, en dan gaan meet ons die kinderdoop of die kinderbesprinkeling of die baba besprinkeling of wat jy dit ook al wil noem, aan die woord van God, en dan gaan kyk ons of dit reg is, of dit die regte ding is volgens die woord van God of nie. Ok, so wanneer ek dan 'n baba in my kerkgenootskap of in my kerkdenominasie besprinkel, of 'n kind doop of 'n kleuter doop, of soos die ouens sal sê, dis die doop, wat dit nie eintlik is nie, dis nie die doop nie, jy moet dit eintlik nie doop noem nie, jy noem dit besprinkeling, want noem dit wat dit is, dis die kinderbesprinkeling, dis die of die baba besprinkeling, né? So is dit nie dan maar net dat daai kind in my kerkgenootskap, in my kerkdenominasie, in my kerk besprinkel word, en dan is daar nou 'n verbond nou. Daar's nou 'n verbond wat nou bestaan, daar's nou 'n verbond wat nou gesluit is tussen hierdie kind en my kerkdenominasie of my spesifieke kerk. Want as dit nie die doop van Jesus Christus is nie, wat is dit dan? Is dit dan die besprinkeling om 'n verbond tussen die kind en my kerk, tussen die familie en my kerkdenominasie en my kerkverband daar te stel? Want dit is hoe dit vir my begin lyk, né? So ons gaan ons gaan deur alles gaan. So op hierdie stadium kan ek vir jou sê, dan dit lyk vir my of die besprinkeling van 'n kind of 'n baba het niks te doen met die woord van die lewende God of die evangelie van Jesus Christus van Nasaret nie, né? So kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Kom ons gaan kyk, wat was die boom wat in die middel van die tuin gestaan het, waarvan Adam en Eva, waarvan die mens nie mag geëet het nie, né? Kom ons gaan kyk bietjie, wat was daardie boom gewees? So, as jy nou vir my sê, dit was die boom van goed en kwaad, of dis die boom van reg en verkeerd, of dis die boom van goed en boosheid, dan is jy 100% verkeerd. Kyk, kom ons gaan lees dit. Genesis 2, vers 16 tot 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vrylik eet. Maar van die boom, hoor nou mooi, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So met ander woorde, die boom wat in die middel van die tuin was, waarvan die mens, Adam en Eva, glad nie mag geëet het nie, was die boom van die kennis van goed en kwaad. Die boom van die kennis van reg en verkeerd. Die boom van die kennis van goed en boosheid, né? So
So as dit dan oor die kennis gaan, dit gaan nie spesifiek, dit gaan ook oor die boom, maar dit gaan oor die kennis, die kennis, die kennis, die kennis. Wanneer het ek die kennis van goed en kwaad? Wanneer het ek 'n bewustheid van goed en kwaad, né? So as hierdie boom, ek wil dit nou sommer daar buite sit, as hierdie boom die boom van goed en kwaad was, of die boom van goed en sleg, of die boom van goed en boosheid was, dan sal ek sê, dan skakel dit in by die feit dat ek met sonde gebore en ontvang word, né? Maar die feit dat hierdie die boom is van die kennis van goed en kwaad, beteken ek moet eers die kennis opdoen van goed en kwaad, voordat ek goed of kwaad kan doen. So daar moet 'n onderskeid, voordat ek 'n onderskeid kan tref, né, tussen goed en boos. So nou is die vraag natuurlik, wanneer is die periode, waar kom die vermoë vandaan, waar is die vermoë, van wanneer af, van watter ouderdom af, het ek die vermoë dan, om te kan onderskei, om die kennis te kan hê, tussen goed en sleg, om die onderskeiding te kan maak tussen goed en boos, om die kennis te hê tussen goed en sleg, né? So ons gaan 'n bietjie kyk, waar is dit? Want voor ek kan sonde pleeg, voor ek sonde kan hê, moet ek eers die kennis van daardie sonde kan hê, en moet ek kan onderskei tussen wat sonde is en wat nie sonde is nie. Okay, so kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie probleem wat ons het. En weer eens, ons gaan terug na die woord van die lewende God toe. So daar van Jesaja 7 af, as jy daar van Jesaja 7 van vers 11 tot 16 gaan lees, dan sien jy Jesaja 7 vers 11 tot 16 gaan oor Jesus Christus van Nasaret, né? Dis 'n profesie oor Jesus van Nasaret, oor die Messias wat nog moet kom, oor Immanuel wat moet kom, God met ons, né? So Jesaja 7 is, ek wil amper sê, is die begin om vir ons te verduidelik van waar kom sonde, van wanneer kom kleef sonde aan my, wanneer het ek sonde, van wanneer af het ek sonde, né? So van wanneer af kan ek kies tussen goed en sleg, tussen om goed te doen en die bose te weier. Nou kom ons gaan lees gou. Jesaja 7 vers 15 tot 16 sê die volgende: Hy, en dis nou Jesus van wie hulle hier praat, sal dikmelk en heuning eet, teen die tyd dat hy sal weet hoe om die bose te weier en om die goeie te kies. Want voordat die seun sal weet hoe om die bose te weier en die goeie te kies, sal die land deur wie se 2 konings jy lastig geval word verlate wees. Okay. So met ander woorde, hier kom 'n duidelike onderskeid in, dat daar kom 'n tyd wanneer ek en jy sal weet om die bose te weier en om die goeie te kies. Daar gaan 'n tyd in ons lewens kom waar ons gaan weet om hierdie is goed en hierdie is sleg, né? Want die woord van God sê dit vir ons. Hy sê daar gaan nou 'n stadium kom waar ons gaan weet wat is goed en wat is boos, wat is goed en sleg, né? So met ander woorde, uit hierdie 2 verse verstaan ons dit, dat ons moet kan weet om die bose te weier en die goeie te kan kies, voordat ons kan skuldig raak aan enige sonde. Okay, so ons gaan weer terug, dis die boom, Genesis 2 het ons nou gelees, dis die boom van die kennis van goed en kwaad, né? So ek moet 'n wilsbesluit kan uitoefen om te kan kies. Ek moet weet wat is boos, ek moet weet wat is goed, voordat ek kan besluit wat ek gaan kies, en dan kan ek kies. Ek kies met my wil, wat is goed, wat is sleg. Met ander woorde, ek verwerp die bose en ek kies die goeie. En dis wanneer sonde inkom, né? So kom ons gaan trek die lyn nou reguit deur na Jesus self toe, want Jesaja 7 vers 11 tot 16 gaan oor Jesus. So kom ons gaan kyk na Jesus. Kom ons gaan kyk na wat na Jesus self, né? En kom ons trek die lyn reguit deur tot by Jesus se lewe. So Lukas 2 vers 41 tot daar by vers 51 kan jy self gaan lees. Ons gaan 'n paar verse daar uitlig en daaroor lees.
En hier gaan dit gaan oor Jesus en sy ouers wat na die fees opgaan in Jerusalem. En nou gaan hulle terug, hulle is nou op pad terug Nasaret toe, en hulle is al 'n dagreis ver, en sy ouers besef, maar Jesus is nie by hulle nie, en Jesus is ook nie onder sy familie nie, né? Hy's nie onder hulle familie nie, hy's nie by vriende of familie nie, en hulle begin hom soek. En hulle draai om en hulle gaan terug Jerusalem toe, om vir Jesus te gaan soek, want hy is nie by hulle nie, op pad terug Nasaret toe, né? En na 3 dae kry hulle hom nou in die tempel, né? So dit is nou die agtergrond van die skrifte wat ek nou vir jou gaan lees, né? So Lukas 2 vers 41 en 42. Sy mense het elke jaar met die fees van Pessach na Jerusalem gegaan, en toe hy 'n seun van 12 jaar oud was, het hulle, soos hulle gewoond was, na die fees opgegaan. Okay? So nou het sy ouers hom gaan soek, né? Lukas 2 vers 46. En na die 3de dag het hulle hom waar gekry? Waar het hulle hom gekry na die 3de dag? Hulle het hom in die tempel gekry, terwyl hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Vers 49, né? Want sy ouers is mos nou obviously baie verontwaardig dat hy hulle nou net so oorgegooi het, né? Vers 49. Hy, Jesus nou, né? Jesus aan die woord. Hy sê vir hulle: "Hoekom is dit dat u na my gesoek het? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader besig moet wees nie?" Vers 51. Nou gaan hy saam met hulle, né? En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hoor nou hierdie volgende paar woordjies, né? En hy was gehoorsaam aan hulle. Sy moeder het al hierdie woorde in haar verstand, wil en emosie bewaar, né? So 'n paar woordjies wat hulle sommer net daar in vers 51 insit. Hy was gehoorsaam aan hulle. Met ander woorde, hy was ten volle gehoorsaam aan sy ouers van die ouderdom van 12 jaar oud. En van die ouderdom van 12 jaar oud was hy besig met die dinge van sy vader. Het hy in die tempel gaan sit, hy het na die leiers, na die priesters, na die oudstes, na die fariseërs het hy gaan luister, en hy het hulle begin uitvra, né? 12 jaar oud, 12-jarige ouderdom. So onthou nou hierdie syfer, 12 jaar, né? So weer eens, Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld, en hier is nou die skakel met Jesaja 7, vers 11 tot 16, né? 12 jaar oud, om die bose te weier en die goeie te begin kies, né? Nou wil ek vir jou iets baie interessants sê, en hier is waar ek nou, dis nou iets wat sommer net op my pad gekom het. Ek het nie gaan soek daarvoor nie, ek het nou ander goed gaan soek, en toe kom hierdie op my pad, né? As jy gaan kyk na die Suid-Afrikaanse wetgewing, na Suid-Afrikaanse kinderreg, dan word 'n kind onder die ouderdom van 12 jaar oud, kan nie gearresteer word nie, kan nie vervolg word nie, kan nie veroordeel word nie, kan in 'n hof gaan staan om geoordeel te word nie, né? Want volgens Suid-Afrikaanse reg, onder 12 jaar oud, is jy totaal en al krimineel, glad nie verantwoordelik vir jou dade nie, vir jou besluite nie, vir jou optrede nie. So jy het nie 'n morele, of 'n geestelike, of 'n godsdienstige, of 'n kriminele vermoë om te kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Volgens die Suid-Afrikaanse wetgewing, né, is dit nie interessant nie. En van 12 tot 14 jaar oud het jy 'n ontoereikende kriminele vermoë. Met ander woorde, hulle sê daar is die vermoë begin ontwikkel, maar is nog ontoereikend om jou eintlik te vervolg. So is dit nie interessant hoe ons Suid-Afrikaanse reg by die woord van God aansluit nie, want onder 12 jaar oud is jou ouers 100% verantwoordelik vir jou, en kan jy nie vervolg word nie, en het jy geen besluitnemingsvermoë nie. Met ander woorde, jy het nie die kapasiteit om goeie besluite of slegte besluite te kan neem nie. Jy is net 'n kind, en jou ouers is ten volle verantwoordelik vir jou onder die ouderdom van 12 jaar oud. Baie interessant. Die Joodse tradisie, hulle het 'n bar mitzwa vir hulle seuns op 13 jaar oud, en 'n bat mitzwa vir hulle dogters op 12 jaar oud. So van 13 jaar oud af mag 'n seun in die Joodse geloof, in die Joodse tradisie, mag 'n seun van 13 jaar oud mag 'n gebed lei, hy mag 'n gebedsdiens lei,
en hy mag in die sinagoge uit die woord van God lees, en hy het 'n geestelike en 'n godsdienstige verpligting wat hy kan begin nakom, né? So interessant, 12 jaar oud volgens die woord van God, wat die goue roede is, 12 jaar oud volgens Suid-Afrikaanse reg, 12 jaar oud volgens die Joodse tradisies vir meisies, en 13 jaar oud vir seuns. So kom ons gooi maar die 13 jaar oud, gooi ons uit, want dit is 'n Joodse tradisie, dis nie die woord van God nie. So hier van 12 jaar oud af, volgens die woord van die lewende God, begin jy die vermoë ontwikkel om te kan kies tussen goed en sleg, om te kan kies tussen goed en boos, en jy het die vermoë om 'n wilsbesluit te maak, om reg te kies en die bose te weier. So dit is wanneer jou vermoë ontwikkeld is. En dis van hierdie ouderdom af, van hierdie oomblik af, wanneer jy daai vermoë het, wat sonde aan jou kan begin kleef, die oomblik wanneer jy verkeerde besluite begin neem, dan begin die sonde aan jou kleef, né? En ons sien ons perfekte voorbeeld, Jesus Christus van Nasaret, vers 51, sê vir ons, hy was gehoorsaam aan sy ouers gewees. So van die ouderdom van 12 jaar oud af, begin die sonde aan ons kleef, volgens die woord van die lewende God. So met ander woorde, voor die ouderdom van 12 jaar oud, volgens die woord van God, ek gaan by die woord van God hou, want dit is my maatstaf, dit is my goue roede, volgens die woord van God, kan ek nie sonde pleeg voor die ouderdom van 12 jaar oud nie. Het ek nie sonde voor die ouderdom van 12 jaar oud nie, is ek in totale geregtigheid met die lewende God voor die ouderdom van 12 jaar oud, en sien die woord van God my nog as 'n kind. So dit is die onderskeid wat ek hier wil maak. Wanneer ek verder vorentoe in hierdie video's gaan praat van kinders en groot mense, dan gebruik ek die woord van God as my maatstaf. So onder 12 jaar oud is jy 'n kind, en oor 12 jaar oud is jy 'n volwassene, geestelik, moreel, godsdienstig, volgens die woord van die lewende God. En dit is hoe ek dit gaan hanteer van hier af vorentoe. Baie dankie vir die eerste gedeelte wat julle saam met my gevolg het.